groot dag waarvan ons wanneer gesien het, waarvan ons baie afgekondig het en dis lekker dat die dag uiteindelik aangebreek het en dat ons die spesiale Bybelsondag met 'n verskil kan hou. Ek glo u is ingestem, u is gereed om te ontvang dit wat die Here vir ons gaan doen vandag. En ek wil vir u sê, dit gaan nie maar net oor 'n voorstelling van die Bybel en al die dinge wat ons gaan doen. Dit gaan dat ons gaan ontvang uit die hand van die Here. En dat ons vir hom ook die lof en die dank gaan bring vir sy kosbare woord, die woord wat so vol krag is en wat ons verander. Ek wil sommer net vir u elkeen sê, baie welkom vandag saam met ons lidmate, besoekers wat ons saam met ons sien. Dit is lekker om u almal hier te hê, vriende wat sommer net kom saam kuier op hierdie spesiale dag. En ook vir Arno, wat die voorsit Arno is van die audio Bybel, omgaan die woord Bybel heeltemal. Ek gaan nog meer sê van dit nie, Arno gaan later geleentheid kry om nog 'n bietjie te vertel van die audio Bybels en so gaan ons aan. Ons van hierdie dag met heerlik geniet en aan die Here opdra. Ek wil u vra om sommer net daar waar u sit, u woord te buig. En ons stel ons net voor en ons vra Heilige Gees, wil U kom vanmôre. Here, die aarde is vol van die Here. Die plek is vanmôre vol van die Here. Ons ervaar daai heerlikheid. Daarom ons vra Heilige Gees, wil U inkom, nie in die gebou alleen nie, maar in elkeen van ons hart. En net ons kom aanraak vanmôre met die krag van die woord, met die aanbidding van die woord. Here, vanmôre gaan alles vir ons rondom u kosbare, besondere, gesalfde woord. Daarom wil ons bid en vra, Heilige Gees, wil u waarheid tussen ons deur beweeg deur die oggend, terwyl ons die woord gaan lees, terwyl ons die woord gaan kopiëer, terwyl ons dinge uit die woord uit gaan doen, wil ons vra, kom Gees van God, kom verkoop ons, kom versterk ons, bid vir ons span wat ons gaan lei in die lofsang en aanbidding. Ons wil u naam oplig in hierdie oggend en verheerlik en ons nooi u Heilige Gees om te beweeg op u eie wyse. Amen. Ons uitgedaag om die woord van die Here te leer. En die goeie nuus is, elkeen volgens sy eie pas. As u een sin per week memoriseer, dan die 52 sinne aan die einde van die jaar gememoriseer. Wie het die uitdaging aanvaar? Wie het gesê, ek gaan iets uit my kop uitleer, al is dit 2 woorde? Ja, dit was daar niemand wat meer gesê het, en ek gaan nie help. En ons gaan hierdie ding nou groei, want dis die woord wat ons vry maak, dis die woord wat die lig is aan ons pad. Nou, ek wil nie sê, ek het 'n wonderlike woord waarmee ek ons saamdiens moet. 'n woord wat 'n kragtige Bybelse belofte is. 'n woord, as ons die oorwinningslied sing, dan sing u dit in die daglig. 'n woord wat sê, sy woord sal ewig staan. Nee, sy woord sal ewig staan. En dit is gebaseer op spesiale psalm, 'n spesiale teks wat ek vir u gaan doen. Sodat ek vir u vanoggend kan wys dat almal in staat is om een vers te kan. En hierdie 2 jonges, ek zoom in op julle. Julle gaan hierdie ou met sy tannies wyse, kinders ook kan leer. Is dit reg? Is dit reg? Is dit reg? Wie aanvaar my? Ek gaan nie saam met my 'n teks gaan leer. Wie sê nie? Wie sê nie? Goed, dis dit op. Nou kyk gou wat doen ek, suster. Kyk gou wat doen ek en dan doen jy soos ek. As kan almal so maak vir my 'n vuur. Maak net 'n vuur. Ek doen reg almal wil. Ek voel nie meer vir die Here wat ek doen. Ja. Sê daar's. Maak vir my so. Hierdie wat ek sê, is 'n woord wat sê ewig. 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 '
saam, want jy sien ons doen dit vir die Here. Hierdie is net vir die Here, ek gaan ons sê reg. Ons maak staan. Dis nie A-klas mense, want as jy sê staan, dan staan. Hierdie is gestaan. Hierdie is wat ons nou gaan sê. Maak vir my die woord. Nou bietjie vas. Waar dit wys ons. Jy moet net. Nou wil ek goed, nou kan jy ontspan. Wat is die langste psalm in die Bybel? Dit sê die langste psalm. 109. Dis wat ons nou gaan doen. Psalm 119 vers 9. Gaan jy net vas saam met my sê, wat die teks gaan ons doen? Psalm 119 vers 9. Kom ons sê dit nog 2 keer. Wat is dit? Psalm 119 vers 9. Die laaste keer dat die 3 mense wat die saamwerk, is saamwerk. Wat is Psalm van ons doen? Die langste keer, die gaan ons 1, 2, 3. Psalm 119 vers 9. Kyk nou maklik, wat staan daar? Ek gaan u help en dan gaan ons dit saam. Psalm 119 vers 9. Vir ewig, o Here. Staan. Vir ewig, o Here. Staan. U woord vas in die niemand is graag. Niemand. Kom, kyk nie, kom. Ja, jy. Ek weet ons nie. Kom. Ons gaan net vir die Here lees. Ja, ek het weer eens goed, wat die vers doen ons vanmorgen broeder en susters? Psalm 119 vers 9. Vir ewig, o Here, staan u woord vas in die ewig. Okay, kom, ek moet dit in die beeld gaan. Ken jy 'n Bybelvers uit die Bybel? Ja. Wat het jy? Dis wat ons gaan doen. Ons gaan begin met die teks, onthou net broers en susters, die lewe verander, omstandighede verander, alles verander, maar vir ewig o Here, vir ewig o Here, staan vas. Dit is waar ons vashou, is waar ons ander is. Voordat ons begin met ons eerste lofsang, wil ek vra dat ons groep wat ons gaan bedien met die tekskaarte, weer gou uitprobeer regmaak in die bidkamer en dan soms so 'n volgorde die voorstel van ons sit sodat jy saam met ons kan bedien. As ek die tekste met ons bedien, direk daarna gaan ver die grondler vir ons seën sal 1 oor Jaapie gaan ons seën, Pastor Johan, Ouka, Jackie en Amy. Ons gaan vir julle 15 minute voor die naam. Nou broeder en susters, ek vra, kom ons staan. Kom ons staan en ons begin sing. Die eerste koortjie sê Jeremia, staan vas in Jeremia 8, die 11de vers. Kom ons sing.
Jesaja 6:1. En die skerpjaar van koning Jesaja, die ek die Here terwyl sy sonne die tempel gevul het. Nuwe Testament in my boek. Skriftuurs as julle daar kry, tot my gedagtes. Handelinge 2:36. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Psalm 27 vers 8. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Psalm 91 vers 1. My wil in die stilte van die Allerhoogste besit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Lukas 1 vers 34. Maar geen ding sal hy doen. Samuel 3 vers 10 spreek Heer U diensknegt luister. Amen. 2 Korintiërs 6 vers 6. En toe hy hom plek wys, het hy 'n stok afgesny en dit daarheen gegooi en die yster bo laat hou. Profeet 10 vers 3. Die naam is jouself wat uitgeroep is. Lukas 17 vers 14. Het 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Die woord het spesiale betekenis vir elkeen. Eer die Here. Elkeen wat deelneem vandag kry so ietsie om huis toe te vat, so sertifikaat om te bemoedig. Volgende is dan Ferdy, Jaapie, Pastoor Johan, Jackie en Eddie. Dankie om Ferdy. Die wat nog aan nader staan, is die onderstaan. Ek wees gewees. Oor Ek kan dit aanbied, ek sien sy nou nie dit voor hulle, ek sien ook dat ek op my versie. net op jou hart Maar die woord is wonderlik, omdat ek al die tekste of die skrif is 'n woord wat ek die Bybel probeer in my hart werk, is dat ek gebruik maak mense bedien. So hang net die mense dink hulle ontwerpende werkheid of ons dinge. Maar Psalm 1. Welgeluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, wat nie staan op die weg van die sondaar, wat nie sit in die kring van die spotters, veral om die braaiplek. En hulle sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blaar nie verdelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig. Dis wat ek wil wees. net vir jou 'n begroting. Ek het maar net eendag hierdie raad gelees. Ek het altyd Job, maar sommer net so 'n stukkie gelees hier en daar, totdat en die Heilige Gees lei my dat ek eendag Job van A tot Z. Toe kon ek Job verstaan. Toe lees ek hierdie raad. Wie berei, dit is Job 39:3. Wie berei vir die kraai sy spys, as sy kleintjies roep tot God, rondwater en voedsel. Ek het altyd gedink die klein duifie of die kraai in hierdie geval wat onder in 'n dier is, roep na God vir sy voedsel. Ek het gedink hy roep na sy ma en sê die wyfie en die mannetjie, die ma en die pa. Maar dit is nie so nie. Die woord sê die kleintjies roep na God
Dit was vir my wonderbaar, want ek net vergeet, maar ek kan iets anders doen. Die is groot, die woord is groot. Vir my is die groot. Job 22, 21 tot 30. Sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Neem tog uit sy mond onderrig aan en lê sy woorde weg in jou hart. As jy tot die Almagtige terugkeer, sal jy gebou word. As jy die onreg verwyder uit jou tent en gooi die gouderts in die stof en tussen die rotse van die spruite, die goud van Ofir, raak ontslaaf van dit wat jy dink wat kosbaar is. Dan sal die Almagtige jou gouderts wees en staal en silwer vir jou. Die Here is my gouderts. Ons het 'n goue erfenis in Christus Jesus. Dan sal die Almagtige jou gouderts wees en staal en silwer vir jou. Want dan sal jy in die Almagtige jou verlustig en jou aangesig tot God ophef. Jy sal tot hom bid en hy sal jou verhoor en jy sal jou verloftes betaal. Besluit jy iets, dan kom dit tot stand. En oor jou wees skyn 'n lig. As die afgerand loop, dan sê jy boontoe. En hom wat neerslagtig is, verlos hy. Hy red selfs hom wat nie onskuldig is nie. Ja, hy word gered deur die reinheid en waarheid. Paulus skryf 'n baie besonderse oorwinningslied in Romeine hoofstuk 8. Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy dan nie saam met hom ons alles genadiglik skenk nie? Wie kan beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van die Vader is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of vervolging, of benoudheid, of honger, of naaktheid, of gevaar, of die swaard. Want dit is geskrywe, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as swak skape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars in Christus Jesus, in hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of magte, of owerhede, of toekomende, of huidige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat dan in Christus Jesus ons Here is nie. Dit ons kan twee vir jou. Ons is hier vandag om na die woord te luister. Ons leer om die Bybel elke dag te lees, want die woord van God kom na ons toe. Ek het in Hebreërs 1 vers 1 gelees. God het op baie maniere God het baie keer en op baie maniere in die ou tyd tot die vaders gespreek, deur die profete, maar vandag tot ons deur sy seun, van wie sy erfgenaam is en van wie hy ook die wêreld gemaak het. So ons moet elke dag die woord lees en ons moet daardeur opgevoed word. Goeiemôre, dis is hier by die Here te wees. My maak so. As ek 'n woord vergeet, gaan ek tussen die skade deur hartelik, en julle gaan my help. Ek spot sommer net. So ek het so 'n bietjie meer oor die woord gedink en ek
wil net vanaf ietsie sê, die woord is lewendig, as jy regtig daarna soek. En toe kom hierdie versie by my op, ek het 'n psalm wat ek ook wil sê, maar toe kom die versie by my op. Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na my Vader, behalwe deur my nie. Jesus is die woord, maar Jesus is ook die brood van die lewe. So ja, dan Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, maar waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spoor van geregtigheid, om sy naam van wil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade, ek sal geen huil en vrees nie, want U is met my. U stok en die staf die vertroost my. U berei my tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Die goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot die lengte van dae. Amen. Amen. Voordat ons gaan sing uit Jesaja 40 uit, vra ek ons gebedsgroep gereed sal maak in die lidkamer, en sodra jy gereed is, kom asseblief uit en kom sit hier voor, sodat ek saam met ons kan sing. Direk na die gebedsgroep, waar ons Psalm 103 gaan doen, gaan ons luister na Betty, van die Ross, Ela, Pastor Dani, van die Francine, Annelie en Tina. So, ek nooi die kom staan saam met my. Hier is die tekst wat ons so gereeld sing. Jesaja 40 vers 28. Weet jy nie, of het jy nie gehoor, ons God is Vader, Skepper en weet jy nie, of het jy nie gehoor, ons God is Vader, Skepper en weet jy nie, of het jy nie gehoor, ons God is Vader, Skepper en ja, ek sal sit van sy groenheid, ek sal
Psalm 103, baie van ons gebied. Dankie Jesus. Is hierdie die gebedsgroep wat op 'n Dinsdag saamkom om vir u te kom bid vir die gemeente en vir al die versoeke soos u maar gehoor het. Hulle gaan in 'n spanpoging Psalm 103 vir u voorbring. Dis altyd van Dawid. Ek sal die Here loof. Loof die Here oor my siel en alles wat binne in my is. Die heilige naam. Loof die Here oor my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Wat jou verlos wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met geregtigheid en barmhartighede. Wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van Abraham. Amen. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy wederdienst gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goeie tierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig verdoring raak nie. Hy handel met ons nie na ons sonde en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog is die hemel is oor die aarde, so geweldig sy goeie tierenheid oor die wat hom vrees. So ver is die ooste verwyder van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Amen. Soos 'n vader ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet wat maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die mens soos die gras is sy dae, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goeie tierenheid van die Here is tot in ewigheid, vir die wat hom vrees, sy geregtigheid vir sy kinders. Wat sy vermaak hou met soos aan aard sy bevele, dink aan om dit te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here, magtige engele, wat sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, al sy heerskare, sy dienaars wat sy welbehaag doen. Loof die Here, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. Amen. Amen. Kan die Roos, Elon, ek wonder of Elon sommer vir ons bietjie nader sal kom asseblief. Dan pastoor Betty, kan die Roos, Elon, pastoor daarna kan sien aan die Goeiemôre almal, gaan dit goed? Amen. Amen. Ek het nou nie die hele Johannes 14 nie, maar ek het Johannes 14 vers 1 tot 8 tot 9. Laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy heen gaan nie, en hoe sal ons die weg ken? Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dit sal vir ons genoeg wees.
Jesus sê, ek is al so lank al by julle. En het jy my dan nie geken, Filippus? As julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Want ek glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie. En dis die Vader nie. Dankie ons. Ek het Psalm 27 wat ek oor my bid op elke oggend sê. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek vervaard wees? As kwaadoeners teen my nader kom, om my vlees te eet, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan. Ek sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek al die dae van my lewe, dat ek in die huis van die Here mag woon, om die lieflikheid van die Here te ondersoek en te ondersoek in sy tempel. Amen. Ek is baie jong man. Wat is so trots op jou, baie skoene, alles wat so mooi. Nou vir ons. Maar sy dankie. 1 Korintiërs 13 vers 11 tot 13. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat as kind, redings as kind, redeneer as kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die inhoud van 'n kind afgelê. Nou sien ons Johannes 4 in 'n laaste. Maar eendag van aansig tot aansig. Nou ken ek die dele, maar eendag sal ek die volle ken. Dit is ek die volle se kennis. Maar eendag nou luister die hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Dis moontlik vir almal om die woord van die Here te hoor. Ons kan nie 'n lang hoofstuk môre opsien nie. Ons kan elke dag een sinnetjie lees soos Gideon en dan 'n paar dae waarheen kan ons sê wat ons lewe sê. Dankie God. Ek kom agter hoe dit voel om oud te wees. Maar ek is besig om jong te word en dit is my net so lekker. Ek wil dit voor ek Matteus 6 vir die gaan quoteer. Wil ek net baie dankie sê vir almal wat vir my gebid het. Almal wat vir my sterkte toegewens het. Almal wat vir my kom groet het. Ek oorweeg het om my derde kind ook te laat afsluit. Matteus 6 sê, pas op. Pas op. Luister mooi wat hy sê, pas op. Dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Hemelse Vader nie. Maar as julle liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor julle blaas, soos die fynstes in die sinagoge en op die strate doen, om deur die mense gesien te word nie. Voorwaar ek sê vir jou, hulle het hulle loon weg. Maar as jy liefdadigheid wil bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Dan sal jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer, maak jy deur toe, sluit jou deur, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en die Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid,
Moenie enkele herhaling van woorde gebruik soos die heidene nie. Want hulle dink dat deur hulle baie woorde hulle verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle hemelse Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. As julle dan die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook vergewe. Maar as julle julle oortredinge nie vergewe, as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie. Want hulle hou daarvan om hulle gesigte te mismaak sodat dit deur die mense gesien kan word. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar julle, wanneer julle vas, was julle gesig, salf julle hoofde, sodat julle Vader wat in die hemel is, julle kan vergelde. Moenie julle skatte by mekaar maak in die hemel, op die aarde waar motterdruk vermeel en diewe inbreek en steel nie. Maar maak julle skatte by mekaar in die hemel waar geen motterdruk vermeel en geen diewe inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, dan sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As jou lig dan in jou donkerte is, hoe groot is jou donkerte nie? Niemand kan twee here dien nie. Of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, of wat julle sal drink, of oor julle liggaam, of wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar 'n skere nie, tog vir die hemelse Vader hulle. Wie tog onder julle kan een el by sy lengte byvoeg deur te glo. Ja, niemand kan el by sy lengte voeg deur om te kwel nie. En waarom kwel julle oor die klere? Kyk na die lelies van die veld hoe hulle groei. Hulle saai, hulle arbei nie en hulle spin nie, en tog sê ek vir julle dat Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, hoeveel te meer sal hy vir julle soms die klein gelowiges. Daarom moet julle nie sê wat sal ons eet en wat sal ons drink en wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene. Maar julle soek eers die koninkryk van die hemel en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie kwel oor môre nie, dat môre oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Ek dink vir julle Jesaja 53 vers 1 tot 8. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Maar hy is ter wille van ons ongeregtighede verbrysel. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Hy was 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja,
soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God, gedruk en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor en ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrys. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat voor sy skeerder staan. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die skrapgerig is hy weggeneem en onder sy tyd geneem. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom begraf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood. Omdat hy geen onreg gepleeg het nie, en daar geen bedrog in sy mond gewees het. Kolossense 3, so kosbare deel van Here ons leer. Ons herinner dat heiligmaking en broederliefde baie belangrik is. Kolossense 3, vers 1 sê: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan al julle lewe op die aarde is naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin jy ook vroeër gewandel het, toe jy nog daarin geleef het. Maar nou, moet jy ook dit alles afgee, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oude mens afgelê het en julle jou met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Waar daar geen Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skief, slaaf, vryman is nie. Maar Christus is in almal en is alles. Maar Christus is alles
en in almal. En bekleed julle dan as uitverkorenes, geheiligdes, geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een die ander krag het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. En bekleed julle bo dit alles met liefde wat die band van volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. En laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar, met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing in jou hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat jy ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van Jesus. Alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Amen. Psalm 121, die refrasie. Ek staan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou vriend laat hankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, hy is jou beskermer. Die son sal jou bedags nie steur nie, en die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou beskerm teen onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou ingang, jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Amen. Baie dankie Arno. Ons gaan as ons klaar gesing het na jou luister, het ons opgewonde oor die audio Bybel. En net na Arno is ons laaste module, ons laaste groep van hierdie diens. Gaan ons luister na die bediening van Gideon, Fernie en Lindy. Kom ons staan saam en sing ons. So uit Psalm 92 vers 1, want dit is goed om die Here te dien. Want dit is goed om die Here te doen. En die naam is in my roepsnaam, die groot om die Here vir my wil maak, en ek het voor wat nie doen. Halleluja, 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 halleluja. Ek wil die Here loon. Het is goed om die Here te loon. En die naam is in my roepsnaam, die groot om die Here vir my wil maak, en ek het voor wat nie doen. Halleluja, 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 halleluja. Ek wil die Here loon. Aan die goedheid, aan die woord, die onverwerkelijke, onzienlijke, alleen wijze God, op de leerlijkheid.
Wie in die gemeente is die pastoor? Die een klink soos die ander. Dit moet 'n baie goeie pastoor wees, want julle almal klink soos pastoor. Hy moet inderdaad die woord bedien, want julle ken die woord. Dankie Here vir hom, Johan. 'n Gemeente wat klink soos sy pastoor, het 'n pastoor in wie se spoor jy kan volg. Ek, as al baie gemeentes gepraat, maar ek voel vandag so swak, onkundig en onrein. Want dit wat ek hier gehoor, het reguit hemel toe gegaan. En die hele hemel het hulle verheug en verbly oor elke woord wat uit julle monde gekom het. Mag dit so wees ook weer elke weekdag. Dit is 'n uitdaging van die lewe gebeur. Mense maak ons seer, ons bly verlies en dan die pad. Maar mag die Here vir julle bekragtig, mag die Here vir julle lei deur sy gees en sy woord soos wat hy vanoggend gedoen het. Mag julle daai kragtige getuienis ook elke dag uitleef vir ons. Daar waar jy leef en daar waar jy beweeg. Mag dit mense aanraak. Mag mense die liefde van God, die genade van Christus in julle woorde en julle dade hoor en voel. En onthou, mense, onthou nie noodwendig dit het jy vir hom gesê, maar onthou jy om dat voel het. Dis hoekom liefde die grootste van alles is. Liefde maak die indruk wat hou tot in ewigheid. God is liefde. Dankie vir die voorreg, die geleentheid om met julle te praat. Julle in die agterste, voorste gestoeltes, ek weet nie waar voor en agter in die kerk, en almal is ewig. Geliefdes, ek het die voorreg om vanoggend te praat oor Mega Voice. Mega Voice het Tom Tresidder, so wat 37 jaar gelede, die eerste audio Bybel vervaardig. So terloops, as tussen 800 miljoen en 1 biljoen mense wat nie kan lees nie. Nou hoor ek die eerstejaars studente wat beurse gekry kan ook nie lees nie. So lees met begrip is 'n raar ding en word net al raar. Want is prentjies deesdae aan audio. So Mega Voice is die audio van die Bybel. Ons het hom in meer as 730 verskillende tale. Die Nuwe Testament is baie korter as die hele Bybel, so 1/3 van die hele Bybel. So toe besluit hulle, maar die tyd is min, en ons weet die tyd is min. So, ons gaan nou die Bybel vertaal in audio net in die Nuwe Testament, so vinnig as moontlik, soveel as moontlik. So nou is die Nuwe Testament al meer as 1850 verskillende tale. So ons prys die Here daarvoor. 37 jaar terug was daar nie selfone nie. Daar was net ook nie MP3 formaat klank nie. So daar was net genoeg memory vir Johannes 3 vers 16. En hy is opgesit. En later die Nuwe Testament. Later die hele Bybel. Die Bybel is net 'n bietjie meer as 2 diep. So dis nie eers groot. En nou is die memory weer 'n probleem. Soveel so dat dink ek vir my PlayStation sou die nuwe model gelons het. Die PlayStation spelers, ek dink dit die vinger van die anti-kris, maar in elk geval. AI het al die memory in die wêreld opgekoop. Dis 'n probleem. So 29 van PlayStation het eers memory in die hande kry om weer 'n nuwe produk te rol. Maar in Israel is ons hoofkantoor nog steeds en ek glo die Here gaan vir Mega Voice ander memory gee, ander memory voorsien. Want nou vervaardig ons nie meer in Israel nie, maar ook in China. So ons het memory nodig, bid vir memory vir die woord van die Here asseblief, vir die audio. Geliefdes, die Here is so goed, verlede jaar Mega Voice International, en ons het oor die wêreld kantore en ons media centers van waar ons die woord versprei en van waar ons die woord verkoop. Ons wil hom nie graag verkoop nie, maar hy kos ongelukkig geld om te maak en dan moet salaris betaal word. So dat baie donateurs
wat dit moontlik maak vir die 800 na 1 miljoen mense wat nie die woord van die Here kan bekostig. Ongelukkig is baie van die hongerste mense vir die evangelie en vir die woord is die armste in geld, maar nie in hulle hart nie, want hulle honger na die woord van die Here. En sodra hulle hom kry, is hulle deel van die rykste, die toprykste in die wêreld, want hulle het die woord van die Here en die skat van die evangelie in hulle harte. Hoe wonderlik, ons kan dit vir hulle gee, met elke bietjie donasie wat ons kry. Hoe wonderlik, om te getuig vandag dat die Here so goed was vir Megaboys, dat verlede jaar het Megaboys 437.000 Bybeltjies verkoop en versprei. 10 mense kan gelyktijdig luister na so 'n ou leer. En vir ons vermenigvuldige biblioteek, julle kan vir my sê, die baie is 4.37 miljoen mense wat bereik is vir die woord van die Here verlede jaar. Die Here verdien 'n ander kant. Amen. Dit is ons. Geliefdes, maar daar is nog so groot nood. Ons moet by hulle uitkom met die woord van die Here. Die wonderlike van hierdie toestel is, daar is sy sonpaneel. So dis die Eskom wat hom laai nie. Dis Christus wat hom charge met sonkrag. Dis die Eskom nie. Dis ook nie wifi wat hy nodig het nie. Hy staat gelaai met die Bybel, hy bly die Bybel. Die wonderlike van hierdie model is, ons het die foto's daar. Ons kry vir daai foto in Afrika. Bietjie dop, maar ons kry vir daai van 'n man wat daar in Afrika staan. Ja, is daar nog een van hom. Daar is nog een. Hierdie man is die Rendile people in Kenia. Hulle sou nooit die woord van die Here gehad, nooit kon hoor, as hy nie die audio Bybel gekry het. En 5 kans by Here. So wat gebeur, as hy een man in die bosse aanbelaat? Hy gaan luister na. Hy is verstom oor hierdie apparaat. Maar wanneer hy die woord van die Here hoor, raak hy nog meer verstom oor die liefde van God en die genade van Christus, en hy ervaar die krag van die Heilige Gees deur die woord van die Here. Hoe ongelooflik, neergelooflik, dat die Here so 'n device maak. En hy luister onder 'n boom. En voor hy hom kon kry, dan daar nog 5 of 6 of 7 of 8 of 10 mense wat saam met hom luister. En wie daai kerk geplant, 'n pastoor of 'n dominee? Die Heilige Gees. Deur die woord van die Here. En dis hoe kragtig die woord van die Here is. Want jy kan nie die woord van die Here losmaak van die krag van die Heilige Gees. Jy kan nie twee nooit skyn. Die een bekragtig die ander. En die vleesgeworde woord van God het ons kom leer, kom wys hoe liefde lyk. Hoe hy sy lewe sondaars afgelê soos ek en jy. Kyk hoe bly is daai man. Kyk hoe bly is hy. Dis hoe hulle lyk as hulle die evangelie kry. Dis hoe hulle lyk. En hulle gesigte bly sommer so, as hulle diep delf in die woord van die Here. Want die woord van die Here is die bron van jou vrede en jou vreugde. Geliefdes, ek wil so getuienis deel met u. Verlede jaar, so in die middel van die jaar, kom 2 mense na my toe. Hulle het 'n hart vir sending, 'n hart vir evangelie, en hulle sê, maar hulle wil so 3 Bybeltjies. Hulle dink hulle gee al vir so 3. Weet jy wat doen die man? Ek dink die vrou is 'n suster, en die man en die vrou, hulle gaan elke jaar sending in Kenia. Dan besoek hulle 3 kerke waar hy dan bedien. Hy het 'n gawe van teaching, en sy het sommer net die gawe om liefde uit te deel in dade. Soos wat julle, ek dink seker julle visie daai, julle missie, geloof, liefde, deelname, aksie. Geloof wat die liefde tot dade oorgaan. Dis life changing. So sy gaan ook staan, haar liefde van deur dade, haar geloof van deur dade tot liefde oor. Daar het 'n blywende impak. So sy rol is, wat hulle hoor, en haar rol is hoe hulle voel, sodat daar werk.
En so bly die evangelie daar. Geliefdes, hulle vat ook nou die 5 Bybels. Ek weet nie waar hulle geld gekry het vir 5. Hulle gaan na die 3 kerke toe, maar hulle stop natuurlik in die bos. Dis in die boondes. En hulle gaan stop by 'n plek in die bos. En toe hulle so kyk, toe kom daar 'n blinde man uit die bos. En hy vra, "Julle nie vir my 'n Bybel nie. 'n Ou Bybel dat ek net die woord van die Here kan hoor." Dis nie die eerste en die enigste nie. Op 'n afsonderlike tyd, afsonderlike plek, 'n ander keer. Ander plek in die bos. Stop hulle weer. Daar kom weer 'n blinde man uit die bos. Vra julle nie 'n ou Bybeltjie vir my nie. 5 blindes, 5 verskillende plekke in die bos. 5 divine appointments met blinde mense wat nooit die woord van die Here sou hoor. Amen. Geef die Here aan die plek. As jy nou hoendervleis gekry het, ek weet dit nie. Maar weet ek nie, want die Heilige Gees moet vir ons hoendervleis gee, moet sulke getuienis. Geliefdes, in die Kaap is 'n ryk besigheidsman. Ek weet Gauteng het ryk mense, maar daai wat doen hy doen 'n biljoene rande besigheid, transaksies. Maar sy pa is 'n alkoholist. Sy pa het hy nooit nigter geken. Sy dogter is 20 jaar oud, sy het haar oupa nog nie nigter geken. Hy was moedeloos en raadloos met sy pa. Bekommerd oor hom, later laat hy hom agter in 'n bachelorsflat bly by hom by sy huis. Hy kom op een van die konferensies waar ek nou uitstal, soos wat ek hier in die saal uitstal. Julle sal ons produkte daar sien. Hy kom by 'n so 'n konferensie en ek weet nie of hy 'n persent gekry het gekoop nie, maar hy hou Bybel vir sy pa. En hy dink hy gaan dit vir sy pa gee, dit sal hom regtig interesseer. En hy sal hom aansit en dalk hou dit sy pa se gedagtes van die drank af. Dalk hou dit hom besig. Dalk luister hy hierna en hou met die kwaad. Soos dat hy werk en soos dat hy kom bys toe gaan in die aand, hoor hy, maar die Bybeltjie speel in sy pa. Dis 'n plek. En hy dink maar sy pa het seker weer te veel gedrink het. Hy het in die slaap geraak, lieder nie keer hom maar aan speel. Lieder nie keer is die Bybel. Hoor nou. 'n Rehabilitasiesentrum met sielkundiges, arbeidsterapeute, pastore, professionele mense, programme wat hulle aan medikasie. En die rehabilitasies syfer, pastoor help vir my, wat is dit nou weer? Dis nie soos 2 of 3 uit 10 wat rehabiliteer. Sy pa luister na die woord van die Here en word genees. Hy word genees. Geliefdes, vir die eerste keer in 50 jaar moet hy sy pa nigter. Hy het gedog, ek gee sommer die ding. Hy weet nie. Nou weet hy vandag wat sy krag in die woord van die Here. Hy het hom rehabiliteer. Net hy, die woord van die Here. Net hy. Geliefdes, sy kleindogter het om 3 jaar nigter geken. Sy seun het om 3 jaar nigter geken. Hy is 3 jaar later oorlede. Hy is gered. Hy is gered deur die woord van die Here. Krag. En elke woord wat uit die mond van God kom, dis die woord van die Here. Amen. Ons lewe mos nie van brood alleen, maar van elke woord wat uit die mond van die Here kom. Van die strome lewende water uit sy binneste. Geliefdes, dis 'n voorreg om vir Mega Voice te werk. Uit Suid-Afrika, ons dak is in Borletta Park,
het ons amper 42.000 Bybels versprei. Ons daarom ook dat die 420.000 mense. So wat is ons missie? Nou moet julle hierdie boersteen, ek dink ek daar in die Vrystaat uit, so my Engels is regtig kom soos airtime en raak op die dan in pad. Nou moet julle my verstaan, ons, my Engelse uitspraak ook onthou, want die mense verstaan nie eers wat ek lees. Our mission, empowering the church for the Great Commission, engaging people in God's word. Hoor jy nou? Geliefdes, ek kan nog getuienisse met julle deel. Die dag van Kortrijk. Onthou net een ding. Hierdie woord van die Here is die enigste boek so oud, dat sy oudier vandag nog lewe. Die woord van die Here bring lewe. Hierdie gemeente is so sterk sonder die woord van die Here. Mag julle sy woord deur sy gees elke dag sy stem net al duideliker hoor. En sy wil vir jou lewe al beter verstaan. Mag julle in pas met sy hartklop vir jou kom. Mag hierdie gemeente se geloof deur liefde en deelname en aksie vir God eer en verheerlik. Hierdie man hier voor, hoe lank is pastorie? 11 jaar. Hande moet hy dank op hom. Maak sy hande sterk. Hierdie man moet by die Here hoor, of die Here woord te gee. Amen. Ek wil sommer nie eers doebies omdraai, ek wil vir julle sê, ek wil julle beskuldig. Ja, ek wil julle beskuldig. Julle bid te min vir julle. Julle bid te min vir hom. Hy is net so sterk. Soos die Heilige Gees wat in en deur hom werk. Dit is afhanklik van julle gebede. Julle gebede. Die krag onderskat jou. Hierdie man wat opgerus word deur julle gebede, bereik word deur julle gebede. Beskuldig julle verder. Ons maak te min van die woord van die Here. Maak te min. Maak te min van die woord van die Here in ons huise. Eet 3 maal 'n dag. Hoeveel maal lees jy hom? Hoeveel maal eet jy die brood van die lewe? Jy eet saam met jou kinders. Hoeveel keer eet jy saam met jou kinders van die woord van die Here? Liefdes, ek stel daardie tyd daar uit, asseblief, as jy wil betrokke raak, as 'n pen en papier, skryf jou naam en nommer asseblief, vat kaartjies, vat brosjures, as Bybelmerkie, boekmerkie, vat vir jou een, en as jy daar wil koop, ek het 'n paar 53 vertalings saamgebring, koop 'n paar, as jy wil donasie gee, skryf jou naam in, of as jy Bybel wil borg, dan koop jy 'n Bybel, en ek sal hom versprei. My direkteur is nou in Afrika. Hy nou weer Bybel saamgevat. Crosswalk, Afrika, ken julle dit vir Heiling? Ek het begin op Facebook vir Heiling, loop van Tafelberg, en tot in die berg in Israel loop. En tot in die berg loop, weer Afrika. Crosswalk, Afrika, is een volg opgesponsord met een Bybelkie vir inspiratie in sy nek. En so sal God ook om in hom werk, krachtig, onkrachtig, elke tree wat hy loop. So, hy het ook een Bybelkie gekry, so ons hoor met die Here waar toe die Bybel staan, ons gee dit nie net sommer weg. Want dit gaan vir honger, net die verloren gaan. Vir my, was het vanoggend 'n besondere voorreg om deel van hierdie gemeente te wees.
besef dat het voorreg vir jou is, deel van hierdie gemeente te wees. Kosbaar. Ek het julle liefde ervaar. Ek het iets van daai saam so sterker ervaar. Geloof wanneer liefde tot daar oor. Pastoor Johan, well done. Ons het feitlik aan die einde van ons diens gekom. Ons gaan nou luister in die video, Freddy en Mindy. Dan kan ek ook pastoor Johan Oudbank vra om die skenking van die Bybels te hanteer. Ons offer opneem en afsluit. Baie dankie dat jy so in hierdie deelsaamig gehoor is vanoggend vir die Heilige Gees. Dankie. Psalm 24, Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan. Die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie van sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat hom vra, wat die aangesig soek. Dit is Jakob, Sela. Hef op julle hoofde tot poorte. Ja, verhef julle ewige deure, dat die eerkoning kan ingaan. Wie is tog die eerkoning? Die Here van die leerskare. Nee, die Here sterk en geweldig. Die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte. Ja, verhef julle ewige deure, dat die eerkoning kan ingaan. Wie is dan tog die eerkoning? Die Here van die leerskare. Hy is die eerkoning. Sela. Amen. Maar ek gaan eers Jesaja 30 vers 15. Die woord van die Here sê, in terugkeer, so sê die Here, Here van die weerskare, in terugkeer en rus, lê jou heil. Ons probeer soveel keer ons eie dinge uitsorg. En in stil wees en vertroue, lê julle krag. Maar dan moet ek nie in Johannes 3. Ek weet nie wie die Koran gelees het, gesien het, daar is 'n groot opskrif gemaak. Daar staan dat Christene gaan die hemel toe nie. Jesus is daar. Christene gaan die hemel toe nie. Johannes 3, 'n hoofstuk oor die Jode, Nikodemus, gaan in die nag na Jesus huis nie, want hulle hom uitgevang het van in die kerk en dan het nie meer werk of niks nie. Hy gaan in die nag na Jesus toe, hy vra vir hom, hy sê, Here, ons kan sien dat U is 'n man van God, want U doen groot werk en niemand kan dit doen as God nie met hom is nie. Jesus druk sy vinger in sy gesig, hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie weergebore word nie, sê die koninkryk van God nie sien nie. So, hoe is dit moontlik? Hoe kan ek nie gebore word en die moeder van my skoonheid is groot? Jesus sê nee, voorwaar, ek sê vir jou, as jy gebore word uit water en gees nie, sê die koninkryk van God nie as ingaan nie. Ek sê, jy gaan reguit doorbring. Hy sê, die wind waai waar hy wil, die hoor sy gelyk by, weet nie waar hy vandaan kom, weet nie waar hy heen gaan nie. Net so is die wedergeboorte. Amen. Goeiemôre, ek sê nie Papani, maar ek sien die volgende mense nou. Ag, hulle het so 'n bietjie anders doen, want ek sien ons onder in Afrika
Afrikaans. So ek gaan my net Engels opsit. Dis Psalm 93. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, you are my refuge and my fortress. My God, in him will I trust. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings shall you trust. His truth shall be your shield and buckler. You will not be afraid of the terror by night, nor for the arrow that flies by day, nor for the pestilence that walks in darkness, nor for the destruction that wastes at noonday. 1,000 shall fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Hier is my instant vers 8. Only with your eyes shall you behold and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your habitation, there shall no evil befall you, neither shall any plague come near your dwelling. He will give his angels charge over you to keep you in all your ways. They will bear you up in their hands, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the adder, the young lion and the dragon shall you trample under feet. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Amen. Nummer 6 vers 24 tot 26. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding kom en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en julle vrede gee. Amen. Amen. Wat 'n wonderlike dag, wat 'n wonderlike geleentheid. Ek trou julle almal so 'n bietjie meer insig en in die krag van die woord van die Here gekry. En ek vertrou ons gaan almal meer leer uit die woord en sommer net so vir onsself ook om 'n paar dele uit die woord uit te memoriseer en dit te onthou. Ek wil vir julle 'n belofte maak. Ek wil vanoggend 'n gedeelte van Romeine 8 doen. By die volgende 100 jaar feesviering sal ek die hele Romeine 8 sê. Ons is by die einde van ons diens en ek gaan vra dat David hulle die houers van Bybels, David het nog iemand wat hom kan help en die houers van Bybels wat geskenk is so ver hier na vore te bring. Ons gaan bid oor dit en vra dat die Here werklik sy seën oor hierdie Bybel sal uitgiet en dat dit sal versprei word en gaan na waar dit nodig is. Want daar nog van die is wat Bybels het wat jy kan skenk, so dit sommer ons weet hier voor op die graf neem, baie dankie, wat Bybels kan skenk, bring dit gerus vir ons gaan dit versprei en uitgee met die een doel is, dat dit harte sal raak. Voordat ons gaan bid, wil ek net iets vertel wat ek nou al vir julle paar mense vertel het, want dit is my eintlik so 'n mooi gedagte. Ek het onlangs verlede week na die Andries Vermeulen gaan luister. Baie besondere diens gewees, maar hy koop dan altyd met so 'n kaffie of 2 en vertel nou dat hy die vorige week golf gespeel op Silver Lakes. Hy sê op een kwytjie slaan hy die bal heeltemal mis. Hy hakel hier so linksom in die bosse in. Hy sê maar die bal gaan oor die bome, ver in die bosse. En Kenny kyk ons en hy sê vir hom, dit is 'n goeie ding, jy's 'n pastor. Want waar daai bal gaan was die evangelie nog nie. Ons gaan bid dat hierdie by ons gaan waar die evangelie nog nie was. Ons gaan bid dat hierdie by ons harte gaan raak. Daar waar die evangelie nog nie geraak het. Dat mense se lewens gaan verander en hulle gaan red
by die poorte van die hel. Daarna gaan ons ook offerande opneem vir my oorstryding, wat dit anders te doen. Ons Annelie die sangspan sal dit hanteer, maar ons gaan nie die sakkie omstuur vandag nie, ons gaan nie nooi om dit hier in die skatkis te kon gooi, as die enige bydrae maak en opsigte van Bybelverspreiding. Kom ons gaan saam bid, ek wil die vrou my hand uitgesteek en na vorentoe. Hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê vir u woord. Here, as ons moet vanmôre begin opnoem, dan kan ons soveel dankbaarhede bring, die kosbaarheid van die woord, die krag van die woord, die impak van die woord, dit wat die woord vir ons doen, die liefde wat dit vir ons leer, wat dit vir ons uitstraal. Dankie Here dat die woord verklaar self dat die liefde is die grootste, en ons wil vanmôre bid dat hierdie skenkings wat ingekom het, en skenkings wat nog gaan inkom, dat dit waarlik Here uit sal gaan, en dat dit by mense sal uitkom wat u woord nodig het in hulle lewens. Ons wil bid oor elkeen van hierdie Bybels vanmôre, en ons wil vra, Heilige Gees, dat u sal gee dat daar waar dit uitgereik word, dat dit harte sal bereik, dat dit harte sal omkeer, dat mense dit sal lees, dat hulle die krag en die impak daarvan sal ervaar in hulle lewens. Here, soos ons gehoor het vanmôre, wat hierdie audio Bybels al in lewens gedoen het, bid ons oor hierdie Bybels ook vanmôre, en ons vra, Here, dat u waarlik sal gee, dat hierdie Bybels mense se lewens sal omkeer, en hulle na u toe sal bring. Dankie vir elke skenker. Ons wil vir elkeen bid wat geskenk het vandag, dat u hulle ook sal seën, en ons loof u daarvoor in u kosbare naam. Amen. Amen. Ons gaan ons laaste lied sing vanoggend, so uit Filippense 4 vers 13. Ek gaan u dan vra om die donasie of vra die foto kom ingooi. As iemand moeilik loop hiernatoe, stuur sommer iemand met die bydrae, en ons gaan op die manier die Here se werk uitbrei en uitversprei. Kom ons staan en ons sing, ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Jesus Christus, wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Jesus Christus, wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. In staat. Jesus Christus, wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat. Jesus Christus, wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat. Jesus Christus, wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Jesus Christus, wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat. Terwyl die laaste sin gaan ons afsluit met gebed. Gaan gee my 1 minuut. Gaan nie gou saam met my werk? Kyk gou almal, kyk net, doen gou saam met my. So ons teks vir vandag is, en dan moet ons saam sê, Psalm 119 vers 89. Amen. Sit Here oor
Here wat voorreg. Mag U die naprediker wees. Mag die Heilige Gees in ons werk op die wil en